As jy 'n simbool moet kies vir die lewe, wat sal jy kies? Een van my vriende sê die lewe is vir hom soos 'n journey, 'n reis. Forrest Gump het gesê life is like a box of chocolates en oom Genis van Koöperasie Stories sê die lewe is soos 'n nikkerbol, hard maar lekker. Dink ek gee my ouderdom weg. Ons leef almal met 'n beeld waarmee ons die lewe assosieer. En die Bybel, die skrif, is ook vol simbole vir die lewe. En een daarvan is die simbool van 'n beker. Dat die beker 'n simbool is van 'n gedeelte van mense lewe. Van die psalms af, die psalmskrywer gebruik dit en sê, die Here is die deel van my erfenis en hy is my beker, U onderhou my lot. Ook Jesus. Deur die evangelies praat Jesus oor sy roeping en sy lyding as Messias, as 'n beker wat hy moet drink. En in ons teksgedeelte vandag praat hy weer van hierdie beker. Dit is amper op die laaste oomblikke van sy lewe en hy sê, hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg, en toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver soos wat 'n mens 'n klip kan gooi, en daar het hy neergekniel, en hy het gebid en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en het hom versterk. Jesus hou hier die beker van lyding. En ek wonder hoe lyk die beker van jou lewe? Kyk, dit verg groot moed om na jou lewe te kyk, om 'n simbool te kies, en om na die beker van jou lewe te kyk. Want wanneer ons begin kyk, kan ons bang wees vir dit wat ons sien. Vrae kan ontstaan waar ons nie noodwendig antwoorde het nie. Daar kan twyfel kom oor dinge waarvan ek eens seker was. Vrees kan uit onverwagte plekke tevoorskyn kom. En ons kan in die versoeking kom om te sê, weet jy wat, kom ons lewe net. Kom ons maak die dinge moeiliker nie, moenie dink oor die lewe so nie, moenie so kyk na die lewe nie, maar ons weet intuïtief, dat as ons nie kan krities kyk na ons lewe nie, dat ons visie en rigting verloor. Betekenis verloor. So het jy al die beker van die lewe wat vir jou gegee is aanvaar, het jy dit al geneem, het jy al van daai beker gedrink, want dit is die uitnodiging van Jesus. Ons kyk wat hy met sy beker doen en 3 uitnodigings kom na ons toe. Aanvaar die beker van jou lewe, neem die beker, vat hom, en dan drink die beker wat aan jou gegee is. Ons almal moet die beker aanvaar wat na ons toe kom, wat vir ons gegee word, en jy het 'n keuse, gaan jy daai beker neem of nie? Ons lewe word bepaal deur ons besluite en keuses. Elkeen van ons se dade en besluite hou gevolge in. En iets sal gebeur as gevolg van wat jy dink, of wat jy sê, of wat jy doen, ons weet dit. Hierdie keuses wat ons maak, kan blydskap bring, maar dit kan ook groot hartseer bring. Byvoorbeeld, as jy kies om iemand lief te hê, kan daar 'n beker wees in daardie verhouding wat jy moet hou. En jy kan kies, jy moet aanvaar dat daar 'n beker is. Maar jy kan kies. Gaan ek met onderskeiding omgaan wanneer daar abuse is? Wanneer daar ongesonde patrone is wat my lewe vernietig? Hoe gaan ek optree daarmee? Gaan hierdie ja sê vir my eensaamheid en hartseer kos? Dit kan.
Ons gaan uitgedaag word met 'n persoon se swakpunte en ook die persoon se sterkpunte wat ons moet aanvaar. Die van ons wat kinders het. Ons weet dat daar 'n wonderlike gawe is wanneer kinders in ons lewe kom en ons 'n beker wat ek hou as 'n ouer van opofferings wat ek moet maak. Maar ek moet met groot wysheid en onderskeiding besluit hoe ek met hierdie beker omgaan. Hoe ek hierdie kinders gaan opvoed. Wat gaan goed wees vir hulle? In 'n beroep het jy 'n beker wat aan jou gegee word. 'n Dokter kan soveel bevrediging hê om pasiënte te help om gesond te word, maar daar's 'n prys wat betaal word vir lang intense ure van werk en om met onderskeiding en wysheid die beker te aanvaar, maar te kies, hoe beïnvloed hierdie beroep my gesin se lewe? Dit vra groot wysheid saam met die Here. Maar dan, daar's 'n deel van hierdie beker wat nie altyd maklik vir ons is om te aanvaar nie. En dit is dat die beker vir ons gegee word en daar's dele wat ek nie self kan kies nie. Ek kan dalk voel ek is nie in staat om my eie lewe te aanvaar nie en ek kan aanhou veg en aanhou probeer werk vir 'n beter of 'n ander lewe. En daar kan 'n protes in ons opstyg oor die lot wat aan ons toegeken word. Maar in hierdie lot het ek met onderskeidinge sê saam met die Here. Tog is daar dele van die beker wat vir my gegee is. Ek kan nie kies wie my ouers is nie, die kleur van my vel is nie, in watter land ek gebore is nie, die kompleksiteit van my seksualiteit kan ek nie, is vir my gegee. Ons het nie ons karakter, intelligensie, fisiese voorkoms of maniertjies gekies nie, dit is vir my gegee. En soms wil ek elke moontlike ding doen om daai goed te verander wat ek nie kan nie. Maar daar is goed wat ek kan. Ons kan wens ons is in 'n ander liggaam of het in 'n ander tyd gelewe of het selfs 'n ander verstand gehad. En ons kan huil, Here, hoekom moet ek hierdie mens wees? Ek het nie gevra hiervoor nie, ek wil dit nie hê nie. Daar's 'n deel van die beker wat jy vir die Here kan sê, Here, ek aanvaar dit. As ons begin bevriend raak met ons werklikheid, met die deernis en met hart en met die na die hartseer en die vreugdes van ons lewe toe gaan wat vir ons gegee is, kan daai weerstand, kan ons verby ons weerstand beweeg. Kan ons gaan na 'n plek waar ons met wysheid en insig omgaan oor dit wat ons wel kan verander, saam met die Here hande vat. Ons kan groei. En dis moeilik. Selfs Jesus het sy beker moeilik gevind. In die tuin van Getsemane het hy gesmeek dat die beker by hom moet verbygaan. Hy het van die begin van sy lewe geweet dat die beker word vir hom gegee. Daar's dinge wat hy nie kan kies nie, maar daar was goed wat hy kon kies, wat hom in staat stel om hierdie beker ten volle te vat, te neem. Om ja te sê vir dit wat van hom gevra word en is. En met elke deel van ons lewe kan ons onsself afvra, is ek bereid om die beker wat vir my gegee is te aanvaar? Is ek bereid om die pad te stap, om te doen wat nodig is en te kies wat nodig is met onderskeiding, om hierdie beker te vat wat vir my gegee is? Want as ek die beker aanvaar, kan ek die beker neem, ek kan hom vat. Nou ons as mense is geneig om dadelik te wil drink. Maar kyk hoe het Jesus 'n gewoonte gemaak om eenkant te kom, om daai beker te neem en te kyk na die beker, om te kyk na die lewe. Wie is ons as daar niks is om ons besig te hou nie? Wie is ons wanneer ons in die gejaagd van ons lewe tree en kyk na die beker? Wat is in my beker? Is ek bereid om dit te drink? Want net soos daar ontelbare variëteite van wyn is daar ontelbare variëteite van 'n lewe. Geen twee lewens is dieselfde nie.
Die beker wat aan jou gegee is uniek tot jou. En ek vergelyk dikwels my lewe met die van ander en probeer besluit, is dit nou beter of is ek slegter af? Maar sulke vergelykings help nie. Ek moet die lewe leef wat myne is. Ek moet die beker neem wat myne is, niemand anders se nie. Jy moet die beker neem wat joune is. Jy moet jou eie beker vashou. En ons moet waag om te kan sê, dis my lewe. Dis aan my gegee. Dis hierdie lewe wat ek moet leef, so goed as wat ek kan, want my lewe is uniek. Niemand anders kan hom leef nie. Niemand anders kan jou beker vat nie. Ek het my eie geskiedenis, my eie familie, my eie liggaam, my eie karakter, my eie vriende, my eie manier van dink, praat en optree. Niemand anders het dieselfde uitdagings as ek nie. Ek moet hierdie beker vat. Vat jou beker. Nou natuurlik, ons gaan nooit hoef deur te gaan wat Jesus deurgemaak het nie. Omdat ons elkeen se beker uniek is wat ons moet neem, was syne ook uniek. Sy beker van lyding en angs wat hy deurgemaak het, was absoluut uniek aan sy lewe en roeping as Messias. Ons sal nooit Golgotha toe hoef te gaan soos hy nie. Ons sal nooit die las van hierdie wêreld se hartseer en sonde en lyding hoef te dra soos wat hy het nie. Maar ek dink jy sal met my saamstem dat daar oomblikke kom wanneer ek kyk wat in my beker is en ek wil ook uitroep soos Jesus. Vader, sal hierdie beker van my wegneem. Soms is dit daai beker van hartseer. Die beker van egskeiding, van verhoudingspyn, stryd, verraad. Die beker van onvervulde verlange. Soms is dit die beker van 'n besigheidsmislukking, van verlies. Of 'n beker van diep teleurstelling. Maar Jesus wys ons hoe om hierdie beker te neem. Hy neem daai beker en hy draai na sy Vader en hy sê, laat U wil geskied. Laat U wil geskied. Wat beteken dit? Dit beteken, Here, wees U die Here van my lewe. U weet wat die beste is. U gee vir my wat ek nodig het om hierdie beker te neem en te drink. Die skrif sê, engele het hom kom versterk. Here, ek vertrou op U, laat U wil geskied. Hy praat met die Here oor die beker wat hy moet neem. En soos ek met die skrif bid, besef ek hoe belangrik woorde is vir my beker. Wanneer ek begin met die Here praat oor die beker wat ek het, kom ek in kontak met my ware emosies en wat in my hande is. En hoe meer ek dit in myself hou, en nie daaroor praat nie, hoe swaarder word die las van my beker. So Jesus draai na sy Vader. En in sy moeilikste oomblikke is hy bereid om te vra dat sy Vader, God, Here oor sy lewe sal wees, laat U wil geskied. Ons weet vandag, daai beker was nie weggeneem nie. Jesus moes dit drink. Maar soos hy dit gedrink het, soos hy God in sy lewe laat wees het, het hy uiteindelik opstanding ervaar. En ek dink dis dieselfde met ons. Wanneer ek en jy bereid is om die Here te laat wees oor ons lewe, te sê, Here, laat U wil geskied. Wanneer ek bereid is om werklik God se weg en wil en heerlikheid vir my lewe soek, wanneer ek in Getsemane is, lei die Here my na opstanding en na sy heerlikheid. Die skrif praat oor die heerlikheid van die Here. Dis iets wat ons nou kan ervaar. Die heerlikheid van die Here is 'n vryheid om my lewe te leef wat hy vir my gegee het, saam met hom. Ek is nie alleen nie. Hy versterk my. Hy is met my. Dit beteken om met 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid en liefde en werk deur my lewe te gaan. En ons dink so, ons moet op 'n plek kom om dit te ervaar vir eendag. Dit is nou vir ons beskore. Op 'n stadium in Markus 10 is daar 2 boeties wat Jesus vra, of hulle vir altyd in sy heerlikheid
aan sy linker en sy regterkant kan sit in die ewigheid, eendag. Jesus sê, as jy nie van die beker drink waarvan ek drink nie, sal jy nie kan nie. Hulle sê ons sal van daai beker drink, Here. Hy sê, wanneer jy jou beker drink, wanneer jy die beker drink, dan sal jy my heerlikheid wees, sal jy my wil lewe, sal jy beleef wat dit beteken, dat die Here oor jou lewe is. Sal jy weet wat dit beteken om in vryheid jou lewe te leef wat net joune is. Sal jy kan die beker neem wat vir jou gegee is. Want as jy hom neem, dan begin jy leef. Dan begin jy werklik leef. Laastens word ons dan genooi om daai beker wat ons gevat het te drink. En dit kan moeilik wees, want ons kan moedeloos voel, maar Jesus het nie die beker moedeloos weggegooi nie. Hy het dit in sy hande gehou. Hy was gewillig om dit te drink. En daai oomblik was nie 'n vertoning van wilskrag of vasberadenheid nie. Dis nie wat ons na toe genooi word nie. Dit was as gevolg van 'n diep geestelike oorgawe aan sy Vader, aan God. 'n Oorgawe van my lewe is in U hande. Ek vertrou op U. Ek vertrou dat U vir my gaan gee wat ek nodig het om met die beker wat aan my gegee is te drink. En hy was versterk in daardie oorgawe aan die Here om in staat te wees om daai beker te drink. Jesus het lof, bewondering, admirasie en gewildheid ervaar, maar hy het ook verwerping, haat, bespotting ervaar. Op een oomblik het mense gesê Hosanna en op die volgende oomblik kruisig hom. Hy het stemme gehad van soveel plekke wat na hom toe kom. Maar hy het diep in homself geweet dat hy hierdie beker moes drink. Maak nie saak wie wat sê nie, sodat die werk van die Here volbring kan word. Sodat die beker wat die Here vir hom gegee het, die lewe wat God aan hom gegee het, om dit te volbring. En hy het geweet, dat as ek hierdie beker drink, dit hom na vryheid en heelheid sou neem. Dat hierdie drink van die beker hom sou lei tot volkome bevryding, verby doodsangs, na die opstanding. En hierdie wete het min te doen gehad met 'n begrip en met verstaan en met feite. Dit was 'n kennis diep in sy wese en sy hart. Ek weet dat ek weet dat ek weet. En daardie kom uit sy verhouding met sy Vader. Dis wat met ons gebeur. As ons oorgee aan die Here. As ons begin leef in sy wil, as ons begin draai na hom toe met hierdie beker wat vir ons gegee is, hy versterk ons. Hy gee vir ons nuwe hoop. Hy stel ons in staat om daai beker te drink, sodat ons ook kan sê, dit is volbring. Ek het die lewe geleef wat vir my gegee is. 'n Paar weke gelede is ek op retreat. Ek ontmoet 'n persoon wat deur 'n baie moeilike tyd gaan. Toe sy daar aankom, het sy net geween. Sy kon nie woorde gee vir die seer waarmee sy sit nie, maar ek kon voel. Hierdie persoon is in Getsemane. En daar in die spasie van Origins, aan die een kant kom die stilte, die natuur, het die Here daardie persoon versterk. Die eerste dag sien ek hoe loop sy van bidspasie na bidspasie. En op die laaste dag loop ek verby haar in een van die bidtye. Sy maak met my oogkontak en ek sê vir jou, haar gesig het gestraal. Na die tyd wil ek met haar praat, ek wil hoor wat het gebeur en sy sê, Jesus het my kom versterk in die tuin. Niks van my omstandighede hier buite het verander nie, maar alles het verander, want ek weet, dat ek is nie alleen nie. Ek moet hierdie ding deursien. Ek moet hierdie beker drink wat vir my gegee is. En daar besef ek, kom 'n uitnodiging na my toe. Kom 'n uitnodiging na ons toe. Here, as ek vra, laat die wil geskied, as ek my lewe oorgee. Help my om hierdie lewe te leef en hierdie beker te drink wat aan my gegee is, dat ek saam met U kan sê, dit is
volbring. Dit is volbring. Dit is 'n paradoks. Wanneer ek self hierdie beker wil vat, hierdie lewe wil leef op my eie, gaan dit nie werk nie. Maar wanneer ek my lewe weggee, oorgee, sal ek lewe vind. Jesus het dit vir ons geleer, en hy het dit vir ons geleef, en hy nooi ons om hom te volg. So vandag wil ek jou nooi. Kyk na die beker wat vir jou gegee is. Vra die Here om vir jou die krag te gee om hierdie lewe te neem, hierdie beker te neem wat vir jou gegee is. Vra hom vir wysheid, om keuses en besluite te maak rondom hierdie beker wat vir jou gegee is, sodat jy in sy wil is en leef. Vra om jou te versterk. Gee dit oor. Dalk as 'n simbool vandag, as ons afsluit, daar waar jy nou is, wil jy staan. Opstaan saam met my. Strek jou hande uit na God. Sprei jou duime wyd en bid. Vader, nie my wil nie, maar U wil. Ek vertrou U as Here van my lewe. En ek gee myself vandag oor aan U sorg vir my. Here, dit is die gebed van ons hart. As die beker nie weggeneem kan word nie, laat U wil geskied. Dankie vir die gawe van lewe. Lei ons op die pad. Lei ons na die plek waar ons kan sê, dit is volbring. In die naam van Jesus Christus. Amen. As jy met iemand wil praat of 'n gebedsversoek het, kontak ons asseblief. Die inligting is op die skerm. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader. Die genade van Jesus Christus. En die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly met elkeen nou en vir altyd tot in ewigheid. Amen.